Vriende, Louis het ook gekies dat vanmôre se teks Psalm 23 moet wees, maar voor ons daaruit lees, wil ek net deel, Doreen het die voorreg gehad om julle te kon ontmoet in 2013. Ons het in die week, het ek so 'n paar van die goed weer deurgegaan, waar ons in Israel die voorreg gehad het om by plekke te kom. Ek het weer 'n paar foto's besoek, en dit was vir my so naby, die ervaring wat ek in die besonder met Louis kon hê, en met julle pa. Ek het op Louis se Facebookblad gaan kyk, ek weet nie eens of die persoon hier is nie, maar iemand het gesê, ons onthou die groot man, met die groot glimlag, en 'n groot hart vir Jesus. En dit was vir my so akkurate herinnering in my eie tyd, wat ek gehad het, om sommer vir julle te kon leer ken, en die pad toe ons paie bietjie nader in mekaar gegroei het. Ek onthou Gert, by jou en Annemie se huis, op 'n stadium kom kuier ons by julle, by die omgee groep, en ek dink dit was nie lank na die besoek aan Israel nie, en op 'n manier sit ek en Louis daar langs die vuur, en sonder dat ek enige iets aanroer, begin hierdie man met my te gesels oor wat die Here alles in sy lewe doen, en hoe die Here vir hom al blootgestel het aan 'n klomp goed. En ek het in 'n sekere sin bewus geraak van, hierdie man het regtig 'n liefde vir die Here. Ek het hom leer ken as iemand wat, waar hy ook al die voorreg gehad het om deur die wêreld te reis, dat sy oë altyd oop was vir die hand van die Here en vir die koninkryk. En en die laaste tyd het ons die voorreg gehad om so bietjie nog nader aan julle te begin staan. En ek dink, vriende, saam met die hartseer Doreen, vandag is 'n moeilike dag, maar miskien is een van die lekkerste goed ook, waarby 'n ou in die hartseer kan wees, is om te weet, in vandag se diens, en in die groet, dat ons iemand groet oor wie daar geen twyfel is, Doreen. Louis het die Here geken, en het 'n verhouding met die Here gehad, en is daar enigiets anders wat 'n ou kan vrede gee soos dit? En daar is 'n klomp wonderlike kosbare goed wat ons saam gaan dra in ons hart, maar die een ding wat vir 'n ou vrede gee, wat die wêreld nie verstaan nie. Vriende, is die voorreg dat ons weet, daar is lewe na die dood. En Louis lewe, al het hy gesterwe. Ek onthou, ek was laasweek Woensdag by hom, ek het die voorreg gehad om nog vir oulaas by hom 'n draai te gaan maak, en hy was op 'n manier so wakker, dat ons heerlik kon gesels. Die vorige keer wat ek by was, het dit bietjie moeilik gegaan, en laasweek Woensdag op 'n stadium het ek myself gevind en gedink, ons is besig om grappies te maak, en het hy uit sy maag uitgelag. Ek het gedog, is dit dieselfde ou wat so 'n paar weke terug amper nie kon praat nie, of die mekaar gepraat het, en op 'n stadium het ons bietjie dieper begin praat, en het hy vreeslik hartseer en emosioneel weer geraak, en ek vra toe vir hom, Louis, voel jy die goed gaan na 'n punt toe? Is dit afdraand? Is dit op pad na die einde toe? En hy het vir my gesê, sonder twyfel, dit is die einde. Maar saam met die gesprek wat ons het, net eenvoudig sy rustigheid, ten spyte van hoe die realiteit al hoe nader kruip in sy eie gedagtes. Ek is op pad om te sterf, wat hy geweet het, en binne in daardie onsekerheid van hoe dit vorentoe gaan wees. Ek kan onthou, hy het nog Woensdag gesê, wat vir hom die slegste is, ek weet nie hoe die pad nou vorentoe gaan lyk nie, want ons weet dis afdraand. En die Here het sy lyding kort gemaak, en die Here het hom kom haal. Maar ek onthou ook hoe ons saam met mekaar gebid het in die hospitaal laasweek Woensdag, onder andere oor Psalm 23. Min het ek geweet dat dit die psalm is wat jy vir my 'n bietjie later in die week sou sê, nadat hy gesterf het, maar dit was ook die psalm wat sy begeerte was in die diens. Dit was vir hom 'n kosbare psalm. So vriende, kom ons lees, ek gaan vir ons voorlees in Psalm 23, eintlik so 'n bekende psalm, dat wanneer 'n ou dit lees, 'n ou die waarde daarvan baie keer mislees, en ek wil nie vreeslik teologies raak oor die psalm nie, ek wil maar 1 of 2 kort goedjies daaroor sê. Maar Louis se hart, Psalm 23, die Here is my herder. Vriende, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here laat my rus in groen weivelde. Die Here bring my by waters waar daar vrede is.
Die Here gee vir my nuwe krag. Die Here lei my op die regte pad. En dit alles tot eer van sy naam. So half die eerste deel van die Psalm wat ek onthou hoe Louis 'n paar keer getuig het oor die Here se goedheid in julle lewe, of dit in Suid-Afrika is, en of dit in Spanje is, en of waar dit ook al is, die goedheid van die Here, soos hy julle gelei het op soveel plekke, die waters van rus, die vrede, en dit was Louis se getuienis, die Here is met ons, en hy lei ons, en dit wat ek het, is die goedheid van die Here in die koninkryk. En dan baie keer gebeur dit, vriende, as goed sleg gaan, is die eerste vraag wat ons baie keer in die kerk hoor, maar waar is die Here dan nou? Kyk, hoe gaan dit nou? Het hy my dan verlaat? Maar dis die tweede deel van hierdie Psalm, wat vir my baie kosbaar is, wat net eenvoudig die ander kant van die munt is. Na al die goedheid en die Here se teenwoordigheid en hoe die Here ons lei, die tweede deel wat wel bekend is, selfs al gaan ek deur donker dieptes, 'n dal van doodskade weer, sal ek nie bang wees nie. Met ander woorde, jy het die volle reg en rede om bang te wees, maar ek sal nie bang wees nie. Hoekom nie? Doorheen, want in hierdie tyd, wanneer julle deur hierdie donker tyd gaan, is die Here by my. En selfs in hierdie donker tyd, wat vir my onseker is ek in sy hande veilig. In u hande is ek veilig. En u laat my in hierdie tyd, u laat my in 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my as 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid, u goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, of dit goed gaan en of dit sleg gaan, of dit tye van vrede en goeie waters is, en of dit tye van doodskade wees. U goedheid en liefde sal my hele lewe lank by my bly. Ek onthou 'n paar keer hoe Louis gesê het, ten spyte van hoe sleg dit met my gaan, en ten spyte daarvan hoeveel onsekerheid in my eie hart is, ek het vrede want ek ken die Here. Hy het getuig oor die Here se teenwoordigheid in die midde van die sleg. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Vriende, net in kort, so 2 muntstukke. God se goedheid in tye van voorspoed en tye van geluk, maar God se goedheid en teenwoordigheid ook in tye van hartseer. En ek dink, Dorien, vir jou en die kinders, wees verseker, ek hoor vanoggend op 'n radiostasie, bekende Afrikaanse radiostasie, praat iemand, dit is 'n gesprek oor evolusie, miskien het van u dit gehoor. En een van die persone sê, nie alles in die Bybel is waar nie. Die Bybel is maar 'n feilbare boek. Die Bybel het maar 'n klomp foute in. Vriende, hierdie is die woord van God, met geen foute in nie. Daar's 'n klomp kulturele goed wat ons agter moet kom om dit reg te verstaan. Maar hierdie is die asem en die bron van alle lewe. Daar is geen foute in die woord van God nie. Dit lyk soms of daar kontradiksies is, maar daar is nie. En die een ding wat hierdie boek op staan is, die Here is by ons ongeag die seisoen waarbinne in ons onsself bevind. En miskien is Psalm 23 se behoefte dalk meer om vir julle in hierdie tyd van hartseer te kom sê, Dorien en die kinders, die Here is in hierdie tyd op 'n besondere manier ook saam met julle. Hy sal julle nie los nie. En julle getuig self daarvan, dat die Here se vrede ten spyte van die verlies by julle is. Ek dink baie keer, vriende, aan die Here se woorde self. Hy het gesê, ek weet as ek Pick n Pay toe moet gaan, dan sê my vrou altyd vir my, die belangrikste ding, wat ek nie moet, ek kan alles vergeet op die lysie, maar die ding wat sy wil hê, ek moet nie vergeet nie. Sê Sorita altyd vir my, heel laaste, onthou dit. Want dis die belangrikste. As Jesus aan die einde van sy bediening op aarde 'n preek afgee of 'n paar woorde vir mense sê, dan sê hy 'n klomp waar goed wat hy wil hê. Julle kan, en dit is nie dat hy sê julle kan alles vergeet nie, maar dan sê hy van die belangrikste goed aan die einde, sodat die ouens sal weet, hierdie is die een ding wat julle regtig nie moet vergeet nie. En dan, as hy dan sy mense groet, sy disippels groet en hy gaan hemel toe, dan is die een sin wat hy vir hulle sê, onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Die skrif wat sê, as 2 of meer in my naam vergader, is ek in hulle teenwoordigheid. En die Here is vanoggend by ons, vriende, ek dink die skrif gee vir ons daardie belofte, en vir die wêreld klink dit soos asof ons mekaar met mooi woorde wil troos. Maar dis die geestelike realiteit. Jesus leef.
En omdat hy leef, is daar hoop in ons harte, en is die dood, al is dit gepaard gaande met 'n klomp hartseer, nie ons vyand nie. Ek wil net daai ding dan eers sit voor ek hom omgooi. Ek wonder partykeer, hoe dit moes wees as 'n mens die voorreg sou kon hê om vir Jesus te vra om vanmôre se diens te lei. Dorien, gestel 'n ou sou vir Jesus nooi en sê, julle wil u nie, ek sal die vlugkaartjie betaal, as u gou sal kom net vir die oggend, en kom praat net gou met ons, vanuit u eie hart, kom gee vir ons, waaroor sou Jesus preek? En dis debatteerbaar, want daar sal heel moontlik 'n klomp goed wees waarna ou kon dink, maar ek dink byvoorbeeld aan die teks waar Jesus voor iemand staan wat met die dood gekonfronteer is, en ek dink Johannes 20, waar Maria Magdalena voor Jesus staan, dan is Jesus dood, sy huil, sy's hartseer, en Jesus staan voor haar, en sy sien hom nie, en hy sê van Maria, hoekom huil jy? Wat maak jou hartseer? En dan sê sy, hulle het my leermeester weggevat. Waar het jy hom gevat? Want sy dog, hy is die tuinopsigter. Maar as sy's hartsverskeurend aan die huil, omdat sy dink Jesus is dood, en dan uiteindelik maak hy haar oë oop, en dan vra hy vir haar, waarom huil jy? Wat verstaan jy nie van die dood nie? Die dood is nie ons vyand nie, die dood is nie die einde nie, inteendeel, dis die begin van nuwe lewe, dis juist hoekom ek gekom het. En ek wonder of die Here moontlik dalk iets oor dit vir ons sou wil kom sê, om te sê, die dood is, die prediker sê, dat die geboorte van 'n kind 'n hartseer dag is, maar as 'n gelowige sterf, is dit 'n vreugdevolle dag. En daarmee wil ons nie sê dat ons nie mag hartseer wees nie. Daarmee wil ons nie sê dat die Here vir ons emosies gegee het waarmee ons werk, maar die Here wat vir hulle vra, waarom huil julle? Verstaan julle dan nie? Op 'n stadium praat hy met Pontius Pilatus, en dan sê hy vir Pontius Pilatus, vir hierdie rede het ek in hierdie wêreld ingekom. Met ander woorde, Jesus sê, ek kom van 'n ander realiteit af. En wat se rede? Om oor die waarheid te getuig. En wat is die waarheid? Is dat daar lewe na die dood is. En dan die bekende teks in Johannes 11, waar Jesus sê, Dorien, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Daai skrif waar Jesus vir die ou aan die kruis langs hom sê, voorwaar vandag is jy saam met my in die paradys. Ek dink Louis sit nou by die bruilofstafel, ek kan nie wag dat die bruilof moet begin nie. En ons is hartseer, want ons is nog vasgevang in hierdie vleeslikheid. Vriende, ek wil 'n kort verdere stukkie net vinnig lees in 2 Korintiërs. Ek het op 'n stadium dit met julle ook gedeel, Dorien, in 2 Korintiërs 5. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar net 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en hierdie woning bly vir ewig staan. Wat 'n voorreg om te weet, hy het die verganklike op hierdie stadium verruil vir dit wat niemand kan steel by hom nie. Dis iets om ongelooflik opgewonde te wees oor, om na uit te sien. Terwyl ons in hierdie tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna om verlos te word van hierdie aardse woning, dat die hemelse woning ons sal oordek. Vriende, die dood bly maar 'n ongenooide gas, en dit bly hartseer, en alles daar 'n verwagting in ons, soos Paulus sê, dat om te lewe is vir my Christus, maar om te sterwe is vir my verreweg die beste, en selfs hierdie wonderlike teologie agter die teks, is vir ons soms vreemd, want ons ken net hierdie lewe. Maar die woord van God kom gee vir ons iets om te sê, daar is lewe na die dood, en juis rede om opgewonde te wees. En ons is hartseer, want ons neem afskeid, en ons sal nie die voorreg hê om weer te sien tot die Here ons kom haal, en ons ook langs hom by die bruilofstafel laat sit nie. En tot dan sal ons hom mis, en as ons die foto's sien, dan onthou ons wonderlike tye, maar ons is ook bewus daarvan dat dit ons res van ons lewe by ons sal wees. Ek onthou 'n lied wat Leon Ferreira gesing het. Die lied se naam is Tot ons mekaar dan weer sien, en ek wonder of dit nie dalk ook Louis se begeerte en se lied sou kon wees nie. Die lied gaan Tot ons mekaar dan weer sien,
moet ek en jy die Here dien. En sou dit in die hemel wees, dan vier ons daar groot fees. Dorien, ons gaan hom weer sien. Ons gaan hom weer sien, hy lewe. En dit bring vertroosting. Vriende, ek wil afsluit. Ek dink ons het die voorreg dat Louis vir ons vanmôre aan 3 goed herinner. Die afsterwe van iemand is altyd hartseer, maar daar is kosbare goed waaraan Louis vanmôre vir ons wat nog in die tydelike is vir ons herinner. Ons het 'n baie mooi ryker hierso. En die ryker sal hopelik 'n hele paar dae hou en dit is vir ons kosbaar. En Dorien, jy het heel moontlik al 'n paar blomme gekry wat mense net sê ons dink aan julle as gesin. Maar ek het iemand eendag hoor sê, moenie vir my blomme bring as ek dood is nie. Want dan kan ek dit nie ruik nie en ek kan dit ook nie sien nie. En daarmee wil ons nie sê dis kosbaar wat mense doen as hulle blomme gee. Maar Louis het geen aandeel in die blomme wat ons nou bring nie. En wat julle pa eintlik vir ons vanmôre die voorreg het om na te luister is, julle pa sê vir ons, die tyd op aarde is so kosbaar, moenie nalat terwyl julle lewe om vir mekaar te wys hoe kosbaar julle is nie. Ons gaan nou 'n klomp mooi goed oor Louis sê. Ons gaan, as daar van julle is wat dalk 1 of 2 kort goed oor Louis wil deel, wat julle onthou en vir julle kosbaar is, waaraan die familie kan deel, gaan ons mooi goed oor hom sê, maar Louis hoor nie dit nie. En wat julle pa eintlik vir ons vanmôre aan wil herinner, dink ek, is om te sê, terwyl ons nog lewe, terwyl ons nog aan mekaar kan vat, moenie nalat om terwyl ons nog die voorreg het om mekaar te hê, om woorde van dankbaarheid teenoor mekaar uit te spreek. En moenie hoeveel keer hoor ons mense sê by 'n begrafnis of na 'n begrafnis, ek wens ek kon dit nog sê. Vriende, die van u wat hier sit is nog in die lewe en u kan eers nog 'n bos blomme vir iemand vat. Ons kan nog vir ons geliefdes wys, ons gee om. Moenie wag tot iemand dood is nie. Die tweede ding wat ek dink ons die voorreg het om oor na te dink, en is die tweede laaste een en dan sluit ek af. Ons as predikante kry partykeer die voorreg om by iemand se sterfbed te staan, wetende dat hy sterf. En dan sal ons partykeer sporadies vir mense vra, as jy terugkyk oor jou lewe, wat onthou jy? Wat is jy oor opgewonde? Is daar iets wat jy anders sou doen? Is daar iets wat jy oor spyt is? En dan sal 'n mens partykeer sommer met mense spontaan praat oor die lewe. En heel moontlik lê dit vir my ook voor as ek die dag op my sterfbed lê. Of dalk julle, dat daai gesprek met ons gevoer gaan word. En vriende, ons het nog nooit gehoor dat enige iemand sê, ek moes meer tyd by my werk of meer tyd by my besigheid spandeer het nie. Meeste mense sê, weet jy, die kosbare goed in my lewe is my familie. Die kosbare goed is my kinders en my kleinkinders. En ek dink ons het die voorreg om vanmôre deur Louis herinner te word dat die kosbaarheid van lewe is so kort en eers gaan dit verby. En dat ons in hierdie lewe so aan die hardloop en gejaag is. En vriende, daar sit dalk van u wat so hardloop en so jaag, dat jy vir alles tyd het behalwe die goed wat regtig saak maak, want die enigste goed wat saak maak is nie geld nie. Is verhoudings. En het ons die voorreg om vanmôre as Louis vir ons herinner daaraan, die lewe is so kort. 59? So kort. Vriende, 59, so kort. En dat ons nie moet nalat om die tyd wat ons het, 'n gejaag na wind en wêreldse goed te jaag nie, want die wêreldse rykdom lê in ons families en in verhoudings. Vriende, en dan die laaste ding, Dorien, ek dink ek het dit met julle vroeër ook gedeel, ek kan nie so goed onthou nie, maar ek het op 'n stadium by 'n erediens gestaan en toe val dit my net op, toe dink ek wonder wanneer is my foto eers op hierdie tafel? Want ek gaan ook eers op 'n foto wees voor. Verseker. En ek vra toe vir die gemeente, terwyl die begrafnisdiens aan die gang is, toe sê ek vir die gemeente, ek wonder wanneer is dit my beurt? En elke keer wanneer ek 'n begrafnisdiens het, is dit die eerste ding wat ek aan dink as ek 'n foto sien. Ek wonder wanneer is dit my beurt? En ek vra toe vir die gemeente, vriende, die realiteit is, dis nie net ek wat ergens die voorreg het om my foto daar te hê nie, dis ook elkeen van julle.
En iemand binne in hierdie auditorium is volgende. Iemand is volgende. En ek kan onthou, hier het 'n oom gesit. Ook nie baie oud nie, maar die oom het gesit en hy het vreeslik geglimlag. Ek kon sien, hy hoor wat ek sê. Vriende, 'n week later, toe begrawe ons hierdie oom. Toe is hy volgende. Vriende, wie se foto is volgende op die tafel? Want iemand in hierdie auditorium is volgende. En vriende, dan het ons die voorreg as Louis vir ons herinner daaraan, wanneer ons sterf, het Louis die voorreg gehad om sy sondigheid agter te laat en die Here het hom nuut gemaak. En omdat hy 'n verhouding met Jesus gehad het, vriende, en in Jesus geglo het, is hy gered en het die Here vir hom die ewige lewe gegee. En dink ek, is Louis die een wat ons almal wil herinner daaraan, ek het die keuse gemaak, ek het die wedloop voltooi, ek sit soos Hebreërs sê nou langs die skare van geloofshelde, wat wag om die baan, dat julle ook die wenstreep sal haal, moenie uitsak nie, moenie ophou vir die koninkryk hardloop nie, en Louis hoor ek hoe hy gesê het, ek is gereed. Vriende, maar almal van ons het nie die voorreg om oor tyd ook na te dink oor ons lewe nie. Baie keer gebeur dit dat ons op 'n ander manier sterf en dis onmiddellik. Is u gereed? Ek dink Louis vra vanmôre vir ons in hierdie diens die vraag, ek was gereed. Julle kom luister na my diens en julle kom eet saam met my familie en kom kuier, maar my begeerte is ook dat soos ek die wedloop voltooi het en klaargemaak het, dat julle dit ook sal doen. Vriende, is u gereed? Ek dink Louis sou daai vraag vir ons vanoggend wou vra. Want iemand in hierdie auditorium se foto is volgende. Dit kan dalk ek wees. Dit kan dalk jy wees. En wil Louis en die Here vir ons eintlik vanmôre net herinner daaraan. Jesus begeer om ons te kom was met sy bloed. Dorien, ek wil afsluit met 1 Korintiërs 15, vers 55 en 56, waar Paulus skryf, die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Hy spot met die dood. Hy sê, waar is jou angel? En Louis het ons vooruit gegaan en ons het die voorreg om die wete te hê, we'll see him again. Want hy het nie gesterf nie. Hy wag nou net vir ons in die bruilofsmaal. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorreg dat u vir Louis vir ons op sulke wonderlike maniere geleen het. Vir ons as kinders, vir ons as 'n huweliksmaat, vir ons as werkskollegas, vir ons as vriende, gemeentevriende. En Here, dankie vir die voorreg dat 'n mens Jesus kon sien in sy lewe. As ons terugdink aan hoe hy geleef het, hoe hy spontaan getuig het, hoe hy net vir ons nou in vandag se erediens herinnering is van hy het u geken. Dankie vir daai gemoedsrus. Dankie vir die tyd saam met hom. Vader, en ons bid ook, ons het mekaar nog hier, die van ons wat nog in hierdie lewe is. Sal u ook vir ons help om in hierdie lewe nog die waarde en kosbaarheid van lewe en familie en vriende, die waarde daarvan werklik te besef. Help vir ons om nie in die gejaag van die wêreld vasgevang te raak nie. Vader, ons bid ook, dit mag dalk wees dat hier iemand in hierdie auditorium is wat nog soek na u. En nog nie is waar Louis gesê het, ek ken die Here, ek is gereed, en hier is dalk iemand wat sê, ek is nog nie gereed nie. Dankie dat die hand uitgereik stryk na almal van ons en sê, almal wat na my toe kom, ek is bereid om jou te ontvang. Ek bid vir ons vriende en familie en almal in die Vader, ons almal is in verskillende hoofstukke. Die familie is hartseer en sommige van ons gaan so vinnig weer aan met ons lewe en vergeet weer van wat hier vandag gebeur het, maar sal u Vader met u wysheid met elkeen van ons werk, soos u weet, vir u koninkryk sal goed wees.
Ons bid in die besonder, Here, vir Doreen en vir die kinders en vra u seën en u vrede oor hulle lewe in Jesus se naam. Amen. Amen. Vriende, ons gaan geleentheid gee vir so 'n paar huldeblyke. Lydia gaan vir ons begin en daarna as Lydia klaar is, kan u spontaan vorentoe kom en sal u met ons kan deel wat vir u kosbaar was. Die familie het gevra dat as daar iemand is, hulle wil graag deel in dit wat jy onthou. Ons vra net soos u praat, vriende, hou die mikrofoon net naby u mond, sodat ons almal duidelik kan hoor. So Lydia, ek gee graag vir jou dat jy vir ons ietsie kan deel soos op jou hart is. Niks baie keer te groot, so ek is nogals bly ek het my papiertjie gebring. Maar ek is baie dankbaar vir die geleentheid om vandag so te kan staan en iets te kan sê oor my skoonpa. Ek het hom die eerste keer ontmoet as 'n 17-jarige matriekmeisie. Louis Junior het geland uit Londen uit en ek het saam met sy ouers gery lughawe toe om hom te gaan haal. Ek sal presies nogals redelik senuweeagtig gewees oor die tripie al die pad van Welgemoed lughawe toe saam met die twee vreemdelinge in die kar, maar soos almal my skoonpa redelik goed geken het hy vinnig iets gekry om oor te praat en ek dink hy wou eintlik maar net uitvis oor wie die meisie is wat nou sy seun wil gaan ontmoet. En hy het vir my klomp vrae gevra en hy het onder andere vir my gevra wat is my plan vir die jaar na skool. En ek het my plan met hom gedeel en ek het vir hom gesê maar ek moet bieg dat ek is nogals redelik twyfelagtig oor dit en actually nogals bang oor dit. En sy antwoord daai dag was iets wat vir my baie bygebly deur al die jare en seker nog vir baie lank sal bly. Hy het net so vir my gekyk en vir my gesê, Lydia, ek is seker dat as jy dit sal aanpak, sal jy 'n sukses daarvan maak. En dis die persoon wie hy was. Hy het geglo in mense. Hy het geleenthede geskep vir mense en deure oopgemaak vir mense en 'n pad gemaak vir mense wat daar nie voorheen een was nie. En hy was die go-to guy. As jy probleme gehad het, was hy die go-to guy. En as hy dit nie kon uitsorteer nie, het hy verseker iemand geken wat dit sou kon. En so het hy talle mense se lewens aangeraak in verskillende lande. En just an example of this is that of our extended family from Malawi. Christopher and Lucy, he really loved your children as his own. And he really looked up to you in the example that you guys set as Christians and was very thankful for all of the love and the care and the kindness that you've shown him, especially in the last year. Hy het altyd plek gemaak vir ander mense se drome en sy planne en hy het ook my drome altyd geakkommodeer en beskerm en ek is baie dankbaar vir hom vir dit. En later het ons familie geraak en hy het skoonpa geraak. En ek het hom 'n bietjie beter leer ken en ek het ook sy sin vir humor leer ken. Hy het altyd 'n grappie in die mou gehad. Selfs in die tyd wat hy werklik siek was, het hy iets snaaks gehad om te sê, wat hy gek geskeer met een van die kinders, of 'n game gesoek met een van die honde, wat almal aan die lag gehad het. Maar ek het in die laaste jaar my skoonpa op 'n vlak leer ken, baie dieper as wat ek ooit gedink het ek sou, en ek is regtig dankbaar vir die voorreg om dit te kon gedoen het. Ons het baie gesprekke gehad, oor siek wees, oor doodgaan en ook oor die lewe. En een van die laaste gesprekke wat ek met hom gehad het, het ek vir hom gevra of hy bang is. En ek het vir hom gevra of daar enigiets is wat hy graag nog sal wil doen in die tyd. En sy antwoord was dat hy nie bang is nie, want hy ken God se hart. En dat alhoewel hy dink hy nog soveel planne en soveel drome gehad het, as hy mooi daaroor moet dink, het hy besef dat hy actually alles reeds gedoen het. Die eerste wat hy genoem het is sy huwelik, 35 jaar sou wees hierdie jaar, met 'n vrou wat hy alles in sy lewe mee gedeel het, en wie werklik in hierdie tyd vir hom alles gedoen het. En maar ek wil vir my baie dankie sê namens almal wie lief is vir pa, dat ma so mooi na hom gekyk het in die tyd, en dat niks ooit te veel gevra was vir ma nie. Die tweede ding wat hy genoem het, is sy vriende, vriende wat familie geraak het, en hy het gesê dat daai aand, dat daar so min mense wat hy ken, wat kan sê dat
hulle 30, 40-jarige vriende het wat nog elke dag in kontak is met hom. En hy het my vertel van die goeie herinneringe wat julle gehad het in die oorseese trips en al die wonderlike herinneringe wat julle gebou het en dat hy so dankbaar is vir dit. En hy het sy 3 kinders genoem. En André, François, Louis, hy het vir my gesê dat dit is regtig vir hom 'n groot voorreg om julle 3 seuns syne te kan noem en dat hy regtig baie gemoedsrus in sy hart oor alles wat hy weet julle nog wil aanpak in die toekoms. So, daai dag kon hy actually niks noem wat hy nog graag sou wou bygehad het nie, wat hy nog sou wou hê nie. En ek dink ons wat agterbly sal altyd nog graag tyd wou gehad het. Nog 'n oproep en nog 'n gedeelde maaltyd en nog 'n verjaarsdag. Maar ek sluit graag af met die laaste Bybelstuk wat ek met hom gedeel het. En dit is Prediker 3 vers 14. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. En die herinnering wat hy vir ons gelos het, sal in talle harte blywend wees. En ook in myne. Is daar enige iemand wat met ons iets wil deel, vriende? Gert, dan gaan ek vir jou vra om met ons iets te deel. Baie dankie. Baie keer aantrek, want anders is Louis my aangevat het. En hy het ook nie die brief gesien nie, want my spelling is verkeerd. Hierdie is nie 'n speech wat ek graag wou gedoen het. Ek kan nie praat oor wat ek en Louis saam gedoen het nie, want nie al van dit was van toepaslik nie. En oor die jare saam, as ons daaroor so praat, ek het altyd vir Erik gesê, ek moet nooit lank preek nie, ons moet kort wees. Maar ek gaan net praat oor die toekoms. Ek het 'n stukkie gekry wat ek verwerk het, en ek dink dis, as ek wat Erik die preek mee begin het, is ek baie dankbaar oor, en hy het gesê, wat sal Louis wou gehad het vandag? En ek het hom vertaal, en ek sal hom net later maar lees in Engels, sodat Christoffel dit ook kan waardeer. Jy kan die trane wegwerp, of jy kan glimlag, want hy het geleef. Jy kan jou oë toemaak, en jy kan bid, dat hy sal terugkom. Of jy kan jou oë oopmaak, en alles sien, wat hy agtergelaat het, vir almal van ons. Almal wat hier is, kan die hele dag praat oor Louis. Jy kan jou hart kan leeg wees, omdat jy hom nie meer kan sien nie. Of jy kan vol van liefde wees, wat jy met hom gedeel het. Goeie of slegte tye. Jy kan rug op môre draai, of in die verlede lewe. Of jy kan gelukkig wees vir môre, want gister is verby. Jy kan onthou, of jy kan jou geheue koester en laat leef, wat jy saam met Louis beleef het. Jy kan huil, en jou verstand sluit, leeg wees en jou rug draai. Of jy kan doen wat hy graag wou gehad het, hy so gesê het. Glimlag, maak oop jou oë, gee liefde aan almal om jou, en almal maak 'n verskil in iemand se lewe, en dis wat Louis gedoen het. I'm just for Christopher, for your children, vir Louis Junior, vir André, vir François, wat ons regtig so naby beweeg het, Sonja, weet jy, Lydia, wat jy gedoen het vir jou pa laasheid, en Carlin, en Doreen, en die Bybel sê, julle moet weet, julle youngsters, dat as iemand weg is, en hy is 'n vriend van jou pa,
Ons sal julle opsoek. Julle moet saam lewe en julle sal, die kering wat julle gedoen het, en die kindertjies, klein Andrei, en Bella, en Mary, en weet jy, as jy daarna dink, en as jy vir jouself, hy is so lief gewees vir julle, almal, Christopher hulle, en in Engels kan ek just say, you can shed your tears that he is gone, or you can smile because he has left. You can close your eyes and pray that he'll come back, or you can open your eyes and see that all that is left. Your heart can be empty because you can't see him, or you can be full of the love that you shared with him. You can turn your back on tomorrow and live yesterday, or you can be happy for tomorrow because of yesterday with him. You can remember that only that he is gone, or you can cherish the memories that you let live on with him. You can cry and close your mind, be empty and turn your back. Or you can do what you wanted to do. Smile, open your eyes, love everybody around you, and enjoy your life. That's what Master Louis wanted you guys to live from now on. Baie dankie vir geleentheid. Dankie, Erik. André? Baie dankie vir elkeen van julle wat gekom het vandag. Baie dankie vir al julle liefde en ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Dankie vir al julle boodskappe. En dankie dat julle ons familie so bygestaan het deur dit alles. Ek hoef nie vir julle te sê nie, my pa was 'n besondere man gewees. Hy was vir my 'n ongelooflike pa gewees. En ek sal nooit vergeet die geleenthede en die liefde en die ondersteuning wat hy vir elkeen van ons gegee het, ons hele lewe lank. Hy was nooit skaam om 'n drukkie te gee nie. Hy was nooit skaam om jou voor die skool te soen as hy jou gaan aflaai. My pa was 'n besondere man gewees. En hy sal in elkeen van ons harte voortleef. Elkeen van ons se goeie memories van hom. Maar daar's niemand wat hier sit vandag wat nie 'n besondere lekker memory van hom het van tyd wat ons saam met hom gespandeer het. En dit sal altyd vir ons kosbaar bly en dit sal altyd saam met ons lewe. En hy sal altyd saam met ons wees. Paulus het gesê, om te lewe is vir Christus, en om te sterwe is vir ons 'n wins. My pa het gelewe vir Christus, en hy het nou ewigheid saam met Jesus as wins. En dit is ons troos wat ons in ons harte saamdra, is dat ons eendag weer saam met my pa kan wees, en saam met hom kan lag, en saam met hom kan kuier. Want hy was besonder in daai departement. Baie dankie, NG Kerk, welgemoed, Dominee Erik, baie dankie vir jou woord wat jy vanoggend vir ons gebring het. Dit was baie mooi. Dominee, dankie dat ons die kerk kan gebruik, en vir die mense wat gehelp het met die pamfletjies uitdeel, en die kombuis regkry, en die oralis, en dankie dat julle vir ons die plek beskikbaar, die kerk beskikbaar gemaak het vir my pa se diens vanoggend. Baie dankie aan Tanelita en koffieterapie wat vir ons die kos gesorg het voor na die tyd. En dankie vir elkeen van julle. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied, Gaan dan heen. Dit is 'n video wat die familie vir ons saamgestel het. So ons sit rustig en dan kyk ons saam, sing saam. So kom ons staan op.